Wat is allemaal dan? Dit lyk my jy steel jou nie meer aan ons nie. Ons is skielik nie goed genoeg vir jou nie, né? Dis ook nie 'n wonder nie, hy het mos 'n ander maat. Bedoel jy daai ou snaakse meisietjie by AMU? Ja, ek praat van hy snaakse ene. Sy's glad nie snaaks nie, hoor julle? Natuurlik is hy. Iemand wat daar bo by AMU bly, kan nie normaal wees nie. Oh, sy is normaal. Dis wat jy dink. Ek weet jy dat daai meisiekind net so lank baard het soos die ou man. As sy het nie 'n baardie. As sy het een en jy gaan ook een kry. So 'n kroeserige lelike ou bokbaardjie. As ek jy was het ek nou al begin skeep. Geef wat? Dat is vader Christus. 'n Mens in jou minne nie laaste tyd, Peter. Hoe gaan dit met jou dogtertjie? Goed, Nou, kom bring jy haar dan nie bietjie saam dorp toe nie. sy hou daarvan na bo. Wat moet sy dan nou hier kom? Sy hou daarvan. Ja. Kom, ons moet loop. Ek het altyd 'n nare gevoel om my hart. Ek is seker gaan baie snaakse dinge daarbo aan. Jy's vroeg wakker? Gaan dit goed? Kom gou weer terug en vertel vir my wat hulle gesê het. Oppas as jy land, hoor. Môre, lekker geslaap. Ag, moenie my stoot nie, stadig. Jy's vroeg wakker. Ja. Gee vir my die emmer. Ek wil hulle so graag melk. Oupa Pieter melk hulle dan elke dag. Ja, maar Peter is 'n bokwagter, hy het geleer hoe. Nou ja, ek is ook 'n bokwagter. Van wanneer af? Van vanoggend af. Kyk hier. Die emmer. Die stoekie. So ja, nou kan ek begin. Ag, ek weet dit is maklik. Sy het niks melk nie. Dis snaaks. Ooh! Nee, sy het melk, nogal baie ook. Ek dink dan jy's van vanoggend af 'n bokwagter wat alles kan doen. Ja, maar miskien is sy nie lus om gemelk te word nie. Sy wil gemelk word, maar mens leer dit nie sommer eendag doen nie. Dit neem tyd. Ag, dit kan tog nie so moeilik wees nie. Ek sal dit gou-gou leer. Nou kom wil dit nie in die emmer val nie. Ek sal dit reg kry. Ooh, ek het dit reg gekry. Kan jy nie stil staan as ek jou melk nie? Hoekom stoot jy weg van die emmer af, Perlie? Sis, jy's lelik.
Ag, ek's jammer. Ek wou nie met jou raas nie, Berlie. Wat sê sy, oupa? Sy is jaloers, my kind. Sy wil gestreel word. Hy regtig? Ja, albei van hulle hou sommer baie van jou. Hi. Wat gaan nou aan met julle? Los my uit, laat staan my nou. Wat bekeer julle? Help my, oupa, neem hulle weg. Swenley, Berlie, dis nou genoeg. Gaan na die emmer toe. Sjoe. Die is 'n snaakse bokwagter wat bly is as die bokkooi weg is. Ag, ek wens ek kon ook. Dis Pieter. Pieter, hier is ek, jong. Kore! Soos elke ander oggend gaan Heidi saam met Pieter na die weiveld toe. En soos elke oggend lyk dit vir haar of hierdie dag nog mooier as die vorige gaan wees. Kom. Moenie so draai nie, julle bly agter. Haai, hoe het my eerste fluit vir jou geklink, Pieter? Ek het nie 'n fluit gehoor nie. Nee, luister dan. Ek dink ek hou my vingers verkeerd. Die tyd wat jy dit uitkry, die bokke oor die berge. Dag! Terwyl Heidi probeer om vir Pieter te wys dat sy ook 'n goeie bokwagter kan wees, is oupa Alm besig om alles reg te kry om dorp toe te gaan. Hy gaan 2 keer die jaar af na die dorpie toe om die bakkies en die lepels te gaan verkoop wat hy gedurende die lang wintermaande uit hout gekerf het. Dan verruil hy ook sommer die kaas wat hy van Swenley en Berlie se melk gemaak het vir brood. Kom Josef, op as jy. Die stap sê jou goed doen, jong. Ag, bly dan by die huis. Raai aan, dink ek, Heidi. Nee, ek kan glad nie raai nie. Dit is alweer klaar middag. Middag. Dis slim, Piet. Jy het nog steeds nie gesê waaraan ek net nou gedink het nie. Ek wil fluit. Hæ? Nou sal ek jou wys, jong. As niks om oor te lag nie. As ek nie kan fluit nie, sal ek hulle aanjaag. Hoor hier, julle almal. Julle moet nou na my luister. Ek pas julle van nou af op. Hardloop agter my aan, toe kom. Haai, waar gaan julle nou heen? Jy kan daarom saamkom. Toe kom. Hoekom draai sy so lank? Ek dink jy wil hulle aanjaag. Ag, hy dink sommer hy snaaks. Toe maar ek weet nou wat ek moet doen. Dis glad nie meer nodig om hulle aan te jaag nie. En wat is jou nuwe plan nogal? Ek gaan hulle tel. 1 2 3 Berlie 17 12 28 27 19 8 en 4 4 en 12 16 en 19 en 3 3, hoe kan dat net 3 wees? Ag, jy moet meer as net 3 bokke wees. Weet jy hoeveel bokke jy het? Natuurlik weet ek, maar ek sal nie vir jou sê nie. Ag nee, nou is jy lelik. Hoekom dan? Ek dink dan jy wil heeldag alleen bokwagter wees. Ja, maar ek kry nie getel nie. Nou maar los dit dan. Nee, ek wil dit doen. Ek wil haar melk. Ek kan nie. Maar ek wil. Laat los gee.
gee die bakkie. Ek wil. Oupa het my dan vanoggend die bokoei laat melk. Ek glo jou nie, hy sou nooit toegelaat het dat jy dit doen nie. Dit is 'n storie. Is nie 'n storie nie, is die waarheid. Nee, jy sal dit nooit reg kry nie. Jy kan nie eers behoorlik met jou vingers vlieg nie. Hoe wil jy nog bokoeie daarmee melk? Maar vleis het mos niks met melk te doen nie. Toe wys my nou hoe om te melk, Pieter. Dit sal die dag wees. Jy het dan gesê jy kan melk. Nou goed dan. Van nou af sal ek al my kos alleen opeet. Nee, dit is nie reg nie. Hoekom nie? Jy bring nou altyd genoeg kos saam vir 2 mense. Wel, dan moet jy my wys. Wou jy nou meer? Ek het die ou baas al jare nie met 'n oog gesien nie. Maar jy het toch vroeër hy seun van hom goed geken. Hoekom stap jy nie soontoe en gaan groet hom nie? Dit sal die dag wees. Alma, kom kyk gou hier. Ou Alma hier loop daar onder in die pad. Is hy alleen of is die kind by hom? Nee, hy's alleen. Ooh, dis jammer. Ek sou die kleintjie graag vier wou sien. Ek wonder of hy die stomme kind ooit iets gee om te eet. Ek glo dit nie. Wat? So by my kool. O, wat kom soek hy hier? Aarde, kyk net wie kan ons in die gemeente verwelkom. Goeiemiddag, Dominee. Totsiens. Hoekom knyp jy nie 'n paar minute af en kom bietjie in die kerk aan nie, my broer? Ek gedink hy sal inkom. Hy sit al vir jare nie meer sy voete in die kerk nie. Hy het die kind so waar stoksielsalig alleen in die perke gelos. Ek het al Pieter gesê sy maak 'n fout. Mens kan nie sommer 'n klein dogtertjie by so 'n ou man laat staan nie. Net so. Sy kan mos nie by so 'n ou mens bly nie. Maar Poppy, ek het vir jou gesê jy moenie al die brode daarin. Is dit nog nie alm een? Ons het jou lanklaas gesien. Hoe gaan dit nog met jou? Is dit nog lekker in die berge? Nou ja, dieselfde brood soos altyd. Ja. Toe kry dit gou, Poppy. Ek hoor jy het nou 'n dogtertjie daar by jou. Ja, klein Heidi. Wat maak sy alles die arme kleintjie? Dis mos nie reg nie, daar kort een. Daar's net 3 brode. Maar ek het jou nog altyd 3 brode vir jou kaas gegee. Kyk hierso, ek leef nou wel alleen daar bo in die berge, maar ek kan nog glad nie verleer om te tel nie. Probeer jy dalk sê dit ons jou bedrieg? Sê vir hom. O ja, nou val dit my by. Ons het mos die prys verhoog sedert hy laas hier in Durflee was. Ja, dit wys jy net hoe lank gelede jy laas hier onder was. As julle twee dink dat julle my kan bedrieg, kan julle gerus maar nog 'n slag dink. Wil jy sê ons is oneerlik? Jy het reg geraai. Dis presies wat ek daarmee wou sê. Ek waarsku jou alm, u trek dadelik jou woorde terug. Almal hier in Durflee weet dat ons eerlike mense is. My vader was jare lank die bakker. Ek het goed met hom klaargekom. Die eerlikheid waarvan jy praat is 'n woord wat hy nog geken het. Dis al vir vandag. Oh. Poppy, ek het 'n nare gevoel ons het die slag te ver gegaan. Hy is glad nie so onnoosel nie. So gebeur dit dan dat Alm die eerste keer in baie jare na die stad Mayenvels toe gaan, omdat hy hom vir die bakker op die dorp vererg het. Hy kan glad nie eens meer onthou wanneer laas hy hier was nie. En hy's nogal verbaas om te sien dat niks hier verander het nie. Wat bekeer Pieter, het jy seer gekry? Verskriklik maagpyn. Ag nee man, wat gaan ek nou maak? Sien jy nou, dis oor hierdie hele stuk kaas alleen opgeëet het. Dit was dan so lekker. Jy kan nie nou maagpyn hê nie, ons moet nog die bokke onder in die dorp kry. Pieter, staan op, ruk jou reg man. Nee, Sven en Bernie gaan van die rots afval. Hi Pieter, kom help my. Ons moet hulle afkry. Klim af daar. Pieter, hou nou op om so te kere te gaan en kom help my. Vlieg hier jou vingers.
Maak gou, jy moet altyd 'n bokwagter wees. Waar gaan jy nou? Bly hier. Nee, ek kan nie. Pieter! Wag, pas op! Sal julle twee slag na my luister? Klim nou dadelik daar af. Swindy, Berry, Swindy, Berry! Nee! Nee! Kom nou! Hoekom is julle twee sulke dom onnoosele koeie? Hoe huil jy dan so? Dat moet niks gebeur nie. Raai wat, ek het nou glad nie meer maagpyn nie. Ek dink ek het nou 'n maagpyn omdat ek so groot geskrik het. Weet jy wat? Ek het net nou gefluit. Daar! Ek het dit weer reg gekry, Pieter. Haai, wanneer het jy dit al geleer? Ek kan net so goed soos jy fluit, Pieter, hoor net. Kyk net daar. Kyk net hoe gehoorsaam is hulle, Pieter. Baie geluk, Heidi. Het jy ook gehoor? Weet jy wat, ou Piep? Van vandag af is ek 'n regte bokwagter omdat ek geleer het om te fluit. Hoera! Ek kan te fluit. Ek is 'n bokwagter. Ek kan te fluit. Ek kan fluit. Josef! Oupa, ek kan nie my vingers fluit. Oupa! Hy is nie hier nie. Ek kry hom nie. Hy is seker nog in die dorp. Jy weet waar hy is, sê vir haar. Wat maak hy in die dorp? Hy gaan ruil altyd kaas vir brood. Ek het nie geweet nie. Dag Peter, dis Heidi al by die huis. Ja, ek het haar huis toegeneem soos elke aand. Dis goed. Hou nie daarvan dat sy saans buite rondloop nie. Maar sy doen dit nooit nie. Hy was in die dorp gewees. Nou moet jy stil staan, Swinny. Ek wil vanaand vir oupa verras. Ek is nou 'n regte bokwagter. Hi. Daar's oupa. Oupa, maak tog gou, oupa. Ek het 'n verrassing vir oupa. Kom kyk gou, oupa. Daar's iets wat ek vir oupa wil wys. Toe kom. Ek het dit self gemelk. O, Pieter het my gewys hoe. En ek kan net so goed fluit ook soos hy. kan jy fluit? Ek glo dit nie. Ja, ek het gedink oupa sal my nie glo nie, maar ek sal vir oupa wys. Luister bietjie. Glo oupa nou, hè? Kan oupa ook fluit? As 'n mens bokkel het, dan moet jy kan fluit. Fluit dan vir my?
mooiste musiek in die wêreld, né? Jy het seker nog nie baie musiek in jou lewe gehoor nie as dit vir jou die mooiste musiek in die wêreld is nie, my kind. Ag, Dis so. Maar hoe hou ons bokwagter hiervan? het oupa dit vir my gebring? Dis 'n stokkie lekker. Ek nog nooit een geëet nie. Maar dan is dit nou hoogtyd. O, dis lekker. My eerste stokkie lekker. Jy moet nou nie die hele een opeet voor ete nie. Goed, oupa, ek sal probeer. Dis so lekker hier by oupa. Nog 'n dag is verby. 'n Baie gelukkige dag vir Heidi. Die wêreld hier in die berge, waaroor sy eers nuuskierig was en waarvoor sy ook so 'n klein bietjie bang was, het nou haar wêreld geword. Hier in haar oupa se huisie voel sy tuis. Lekker slaap oupa en droom van my. Vandat Heidi by hom woon, het Alm U se lewe baie verander. Hy doen nog sy plaaswerk en versorg sy bokoeie soos voorheen, maar in die huis probeer Heidi om haar deeltjie te doen. Sy gaan nog elke dag saam met Pieter na die weiveld toe, maar al beleef sy ook hoeveel nuwe avonture en is dit vir haar hoe lekker, haar pligte as huisvrou vergeet sy nooit nie. En haar werkies in die huis neem sy baie ernstig op. Maar volgende keer sal ons meer hiervan vertel.